Kry mense, soos wat ek nou gepraat van die dametjie wat bereidwillig was om haar hand op te steek en wel wag te staan. Dis een ding wat mense ook baie keer vergeet van leierskap. As jy 'n goeie leier is, in my eerlike opinie, moet jy instruksie ook kan neem. En hoekom ek so sê, as jy vir iemand iets wil oordra en jy wil hê hulle moet dit wel doen, maar jy was nog nooit in daai posisie wat jy onderdanig was aan iemand in terme van leierskap nie, dan kry jy baie keer die scenario waar jy opeindig om te besluit, nee wag, ek gaan nie vir hierdie ou luister nie, bla 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 bla. So dis baie belangrik dat ewen as jy in leierskap optree, ja, almal het maar nog 'n baas bo hulle op die einde van die dag. En hoekom ek so sê, en as julle nou mooi kan onthou waarmee ek begin het ek vir julle gesê, op die einde van die dag het ons almal net eintlik een leier en dis die Vader. Ons hemelse Vader is die enigste een wat in beheer is. Maar soos ek sê, hy rig mense op om sekere take te verrig en ons te help en in plek te sit. Jy weet, jy kan hom afvat wagters op die muur, byvoorbeeld. Ek glo meeste mense behoort te weet van daai stukkie. En dis mense wat waarsku. Maar ek wil wel sê dat as jy nie kan instruksie vat nie, gaan jy nooit in jou lewe 'n goeie leier kan wees nie. En dit is eintlik 'n baie eenvoudige konsep. Op die einde van die dag, as jy die leier is, gaan jy instruksie gee aan ander mense. Jy gaan vir mense sê, hoor jy, ons moet nou hierdie en hierdie doen. Nou as jy nie verstaan hoe om self 'n instruksie te vat nie, gaan jy tog nooit iemand 'n oordentlike instruksie kan gee nie. Jy weet, ek het 'n sê ding wat ek gebruik in ons familie. Jy het nog nooit iemand oortuig om iets saam met jou te doen of jou te volg deur met hulle te beklei nie. Ongelukkig is dit nie hoe dit werk nie. Ek meen, as jy verskille het, dan jy verskille. Ons hoef nie almal dieselfde te wees nie. Ons weet tog nou maar ons is nie almal dieselfde nie. Maar dan moet jy ten minste vir die persoon kan sê, weet jy wat, ek sê ons moet hierdie en hierdie doen, en dit is die rede hoekom ek dit sê, en dan is dit jou werk om daai persoon te kan oortuig, dat hulle wel jou moet volg en doen wat jy wel van hulle vereis. Maar as jy self nie bereid is om instruksie te kan neem nie, hoe gaan jy dan nou iemand kan oortuig om te doen wat jy wel vir hulle sê? So dis 'n baie eenvoudige konsep. Nou weer 'n keer, as jy nou gaan kyk hierdie selfhelpboeke en hoe om 'n goeie leier te wees ensovoorts, is nie iets wat daar staan nie. Want op die einde van die dag is dit 'n baie belangrike konsep. As jy nie of een van jou meer belangrike konsepte, as jy nie instruksie kan neem nie, gaan jy nooit in jou lewe 'n goeie leier kan wees nie. Want dan eindig jy om wat jy sê gaan, en jy het vroeër aangeraak, jy weet, aan die verskillende, sorg dat die ouens maar leierkorfs het ensovoorts. En weet jy wat, as jy kan, kry maar iemand wat nie noodwendig altyd met jou saamstem nie. Jy weet, wat half die duiwelse advokaat kan speel. Want op die einde van die dag, hulle skep baie keer 'n probleem of 'n scenario wat jy nie noodwendig aan gedink het nie. So, mense, belangrik, moenie naïef wees nie, deurdink die ding mooi, maar mense, ons sal moet besef dat ek voel regtig sterk daaroor dat ons het nie meer noodwendig die tyd wat ons dink ons het nie. En tweede aspek, ons moet tog maar in 'n scenario sit waar jy moet bereid wees om instruksie te kan vat. So, om nou terug te kom na die dametjie toe, so ek het nou byvoorbeeld, het sy nou gesê, nee, sy is bereidwillig om, jy weet, wag te staan. Ongelukkig die wagstaan pos wat toe nou oop was, of wat nie gevul was nie, was tussen 3 en 4. Nou die mense wat wag staan sal weet, dit is gewoonlik maar jou slegste tyd, want jy het nou net lekker geslaap, en jy staan wag, en dit is nou ongelukkig, is daar nie regtig tyd om weer te gaan lê en weer aan die slaap te raak nie. Wat toe nou wel gebeur het, toe die dametjie wakker word, ek het toe nou die uur voor haar gestaan, en toe sy nou wakker word en sy's reg en sy kom wag staan, toe het ek gesê vir haar,
Nee, asseblief gaan lê, dis nie nodig nie, ek sal jou skop vat. Nou, die rede hoekom ek dit gedoen het, is nie omdat ek probeer oulik wees of chivalrous of wat ook al nie, dit het niks daarmee te doen nie. Dit gaan vir my uit en uit oor die bereidwilligheid. Want as die meeste mense sou gesê het, nee, ek sal wag staan, maar weet jy wat, ek wil staan die heel eerste skof, dan sal ek wag staan. En dit is juis waar die verskil inkom. Jy moet opeindig om bereid te wees om die goed te doen wat nie noodwendig altyd die lekkerste is nie. So ek haal my hoed vir af, is awesome. Okay. Maar ek, wat die leier was van hierdie inisiatief wat ons gehad het vir die naweek, gaan nie laat 'n dame op haar eie wag staan nie, so ek as leier moet dan bereid wees om my kop op die blok te sit. Onthou wat was in die vorige video, Wilma het vir ons gelees waar daar staan, jy is daar om jou mense te dien, nie andersom nie, want ons like nogal om het anderste om te wil hê. Maar so met ander woorde, dit is eenvoudig hoe dit werk. En weer eens, soos ek sê, ek haal my hoed vir af, ek dink is awesome, die feit dat sy bereidwillig was om dit te doen, maar ek gaan dit nie toelaat, nie solank as wat ek in beheer is van so iets nie. So mense, ja, dit is maar weer die laaste stukkie wat ek net sal byvoeg op leierskap. Jy weet, leierskap is maar 'n moeilike ding, en ek dink dit is maar, elke persoon het maar sy eie siening oor baie van die goed. Soos ek sê nie ek is noodwendig 'n goeie leier nie, maar jy moet wel sekere aspekte wat vir jou belangrik is, moet daar in plek wees. Ek sal nie by die instansie ingeskakel gewees het nie, as ek nie glo dat die persoon wat die leier is van ons instansie, nie sy sout werd was nie. Dis nou een ding wat ek wel kan sê, en hier is die ander ding wat 'n mens ook nie altyd verstaan nie. Daai arme persoon wat bereid was om sy hand op te steek, veral in die tye waar ons leef, daar's ongelooflike opofferinge wat hy maak. Mense dink baie keer hierdie leier, ja nee, maar hy doen nou dit en hy kry nou dat. Maar wat mense nie besef nie, is hierdie persoon wat bereid was om sy hand op te steek en wat bereid was om baie van hierdie goedjies te doen. Daar's ongelooflike opofferinge wat daarmee gepaard gaan. En hoekom doen hy dit? Doen hy dit vir homself? En jy kan dit baie maklik agterkom met baie van ons leiers wat ons wel het. Ek sal wel 'n ouetjie noem, byvoorbeeld wat ek ongelooflike baie respek voor het. Ek weet nie of mense noodwendig van hom so baie weet nie. Ek glo daar behoort daarom mense te wees daarom buite die Vrystaat wat van hom weet. En dis Johan van der Merwe. Hy en Alwyn het 'n baie oulike 'n program op Boer Media so elke nou en dan, maar dis 'n ou wat ek baie respek het vir die eenvoudige rede dat hy sê 'n ding soos dit is, en wat jy moet verstaan is, jy is daar om te dien. Jy is nie daar om jou eie prerogatief daar te stel nie, jy is ook nie daar om jouself te verryk nie, wat baie belangrik is, want hier is ongelukkig baie van sulke mense in ons, jy weet, in ons milieu. Jy weet, dis nou maar so eenvoudig soos wat dit is. Soos ek sê, met ons instansie of die instansie waarby ons aangesluit is baie eenvoudig. Ek glo ten volle in ons leierskap. Ons leier wat ons het, is ook nie 'n individu nie. Hy het 'n baie goeie stelsel in plek, wat hom ondersteun en help, waar hy nie noodwendig tekort kom nie, maar wat hom wel kan ondersteun. En dis belangrik, laat ons, soos wat ek nou al genoem het, dat 'n mens daai konsepte verstaan. Ja, mense, wees veilig, en wees paraat.